Welkom terug by Koffie en Kwadrate. Vandag begin ons met een van die belangrikste onderwerpe in algebra, en dit is vergelykings. Tot nou toe het ons uitdrukkings vereenvoudig, maar vandag gaan ons iets probeer wat 'n bietjie meer nuut is. Ons gaan die waarde van 'n onbekende veranderlike bepaal. Okay? So ek wil hê dat julle vandag moet weet of verstaan wat 'n vergelyking is. Die verskil tussen 'n uitdrukking en 'n vergelyking, die balansbeginsel verstaan en eenvoudige een-stap vergelykings kan oplos. So ek sou beskou dat les 12 is seker een van die belangrikste lesse dusver. Tot nou toe het julle algebra geleer om uitdrukkings te vereenvoudig. Nou verander die doel. Nou wil ons die onbekende waarde vind. So dit is die eerste keer dat jy werklik begin probleme oplos. Okay. So kom ons begin met 'n vergelyking. X plus 5 is 12. Nou moet 5 maak. So wat moet X wees sodat hierdie stelling waar is? Ek gee julle net so 'n paar sekondes om te dink. Wat moet X wees sodat dit waar is? So op die oog af weet ons dat 7 plus 5 geef ons 12. Daarom weet ons X moet gelyk wees aan 7. Alright? Kom ons doen twee voorbeelde wat ek net neer wil skryf. Okay, so sê nou maar jy het 3x plus 4 en jy het 3x plus 4 is gelyk aan 10. Okay? Wat is die verskil tussen hierdie twee goed wat ek nou neergeskryf het? Okay? So as jou antwoord is, die eerste een is 'n uitdrukking en dat die tweede een 'n vergelyking is, dan is jy heeltemal reg. Nou, 'n vergelyking is 'n wiskundige stelling waarin twee uitdrukkings met 'n gelykteken aan mekaar gelykgestel word. Ek wil dit gou herhaal. 'n Vergelyking is 'n wiskundige stelling waarin twee uitdrukkings met 'n gelykteken aan mekaar gelykstel. Okay? So die gelykteken beteken die linkerkant en die regterkant is presies dieselfde waarde. So die linkerkant moet gelyk wees aan die regterkant. Alright. Dit is nou die balansbeginsel waarmee ons werk. So ek gaan 'n skaal gou teken. Kom ons skryf 'n bietjie op. Kom ons teken 'n skaal. Hier is 'n skaal. Hier is die dingetjie waarop hy staan. Nou op die linkerkant het ons x plus 5 en aan die regterkant het ons 12. Alright? Dink aan 'n vergelyking soos 'n balansskaal. Solank albei kante dieselfde weeg, bly die skaal in balans. Hy bly heeltemal horisontaal. Okay? So as ek 5 van die linkerkant wegneem, wat moet ek aan die regterkant doen? Okay? Die antwoord is, ons moet ook 'n 5 wegneem. Alright, so kom ons skryf dit as x plus 5 is 12. Dan gaan hierdie vat, minus ons 5 en ons minus 5 en dan kry ons x is 7. Sien julle hoe dit werk? So wat jy aan die een kant doen, moet jy ook aan die ander kant doen. Ek kan dit nie genoeg vir jou sê nie, dit is die belangrikste. Wat jy aan die een kant doen, moet jy ook aan die ander kant doen. So
kom ons kyk na een stap vergelykings. Dit is sê nou maar die optelling en aftrekking. Okay? So kom ons beweeg na 'n voorbeeld toe. X plus 8 is 15. So die vraag is, hoe raak ons ontslae van die 8? Want ons wil die X alleen kry, ons wil uitfigure wat is die veranderlike se waarde. Okay? So die antwoord is, ons trek 8 af van albei kante. So ons minus 8 en ons minus 8. Ons antwoord is dan, X is gelyk aan 7. Nee? Alright, kom ons vat nog 'n voorbeeld. A minus 6 is 10. Hoe raak ons ontslae van die minus 6? So ons doen die teenoorgestelde. Ons plus 6 beide kante. Alright. En dan die antwoord is A is gelyk aan 16. So ons doen altyd die teenoorgestelde bewerking. Soos julle nou hier gesien het, daar was 'n plus 8, so ons het 'n minus 8 gedoen. En hier het ons 'n minus 6, so ons moes plus 6. Alright? So, kom ons kyk so 'n bietjie na vermenigvuldiging en deling. Dis 'n heel ander storie. Okay. So ons het sê nou maar 3x is gelyk aan 18. Wat doen die 3 aan die x? Dit vermenigvuldig. Okay? So hoe maak ons dit ongedaan? Hoe vat ons dit weg? Hoe keer ons dit om? As jy sê ons deel deur 3, dan is jy heeltemal reg. So ons deel deur 3 en ons deel deur 3, want ons moet dan albei kante dit doen. En dan die antwoord sal wees, x is gelyk aan 6. Sê nou maar, ons het x gedeel deur 4 is gelyk aan 5. Okay. Hoe raak ons ontslae van die gedeel deur 4? Ons maal met 4, ons doen die teenoorgestelde. So ons maal met 4 en ons maal met 4. En ons antwoord is dus 20. Okay, ek hoop julle kry nou die idee van wat aangaan. So onthou, vermenigvuldiging en deling is teenoorgesteldes, net soos wat plus en minus teenoorgesteldes is. Nou, as jy wil jou antwoord kontroleer, dan wiskundiges vertrou nie sommer hul eerste antwoord nie, so daarom toets hulle dit, en net so met jy. Voorbeeld, sê nou maar x is gelyk aan 7, ek moet skryf dit neer, sê nou maar x is gelyk aan 7, right. Sê nou maar jy het x plus 5 is 12, en ons stel daai 7 in, plus 5 is 12, dan weet jy, hy is reg. Ok. Nou vir 'n paar algemene foute. As jy geskryf het, x plus 4 is 10, en x is 6, dan is dit reg. Maar as jy geskryf het x is 14, dan was dit verkeerd, want jy tel nie op nie, jy trek af. Okay, jy trek 4 af aan albei kante, want dit is 'n plus 4, so dit wees 'n minus 4. Okay. 'n ander fout is, sê nou maar 5x is gelyk aan 20, en dan sê hulle x is 15. Dis nie reg nie, jy moet deel, nie aftrek nie. So die korrekte antwoord sou gewees het x is 4. 'n ander fout is, sê nou maar x minus 3 is 8, en hulle sê dan x is 5. Dis verkeerd.
Die regte antwoord sou gewees het x is 11. Want jy moet die teenoorgestelde doen. Jy moet sê plus 3 aan beide kante. Nee? Alright. So dit sou gewees het x is gelyk aan 11. Nog 'n ander fout. Sê nou maar x plus 2 is 9. Dan moet jy nie aan albei kante plus nie. Jy moet, as jy gesê het is 11, dan is dit verkeerd. Ok? Jy moet minus 2. Minus 2, so x sou gewees het 7. Alright. So, 'n eenvoudige vraag is, wat word aan die veranderlike gedoen? As daar bygetel word, dan trek ons af. As daar afgetrek word, tel ons by. As daar vermenigvuldiging word, dan deel ons. As daar gedeel word, dan maal ons. Ok. Ek gaan julle los met 'n mini vasvraag. Doen vir my hier in die comments. Ok. X plus 6 is 14. A minus 9 is 4. 4m is 28. Y gedeel deur 5 is 6. En die laaste een is x plus 11 is 20. Doen dit graag vir my en ja, kyk of jy regkom. So, vandag het jy jou eerste vergelykings opgelos. Die belangrikste ding om te onthou is die balansbeginsel. Wat jy aan die een kant van die gelykteken doen, moet jy ook aan die ander kant doen. In die volgende les gaan ons hierdie vaardigheid uitbrei na 2-stap vergelykings, waar ons meer as een bewerking moet ongedaan maak. Maar, moenie bekommerd wees nie, ons gebruik steeds presies dieselfde beginsel. Alright, dan sien ek julle in die volgende een.